Geliefdes, ons skriflesing van môre kom uit twee gedeeltes uit die evangelie volgens Johannes. Ons gaan lees Johannes 1 vanaf vers 35 tot 42. Dan gaan ons lees Johannes 6. Verskoon tog op die skyfies, dink ek is vers 8 tot en met 11. Is ek reg? Maar ek gaan vanoggend vir ons vanaf vers 5 tot en met 12 lees. So ek gaan net die agtergrond rondom dit ook lees. So ons gaan lees Johannes 1 vers 35 tot 42 en Johannes 6 vers 5 tot en met 13, tot en met 13. Voordat ons uit die woord van die Here lees, kom ons bid dat sy Heilige Gees, die Here God en sy wil vir ons, aan ons sal kom openbaar. Kom ons sluit ons bid. Onse liefdevolle God en ons Hemelvader, Here, vanoggend is daar 'n danklied in ons hart. Danklied, Here, vir u groot genade. Die genade dat ons as gemeente voor u kan buig. Die genade dat ons as gemeente u naam kan grootmaak, u kan loof en prys. Dat ons kan sing, laat u naam geheilig word. Ja, Here, want u alleen is heilig. U alleen is ons lof waardig. U alleen is almagtig, alomteenwoordig. U alleen is waarheid. U alleen is liefde en so, o Here, kan ons aangaan want daar is geen einde aan wie of wat u is nie. Dankie, Here, vir hierdie voorreg om ook u te kan aanroep as 'n regverdige God. God wat eis dit wat hy vra. Dankie, Vader, dat dit juis is waarom ons hier byeen is. Here Jesus, dat ons deur u in die naam van Jesus tot die Vader kan nader, omdat u aan 'n kruis gesterf het. En maar die Gees van God in ons is. Ja, sodat ons kan hoor en kan leer en kan leef wat u van ons vra. Here, die woord is vir ons oop. Die woord wat in sigself 'n wonder is, geïnspireer en oor soveel jaar geskryf. Gee dat ons u daarin sal lees. Dat ons daaruit sal leef. Spreek, Here. Die kinders luister in Jesus se naam. Bid ons dit. Amen.
Johannes 1 vanaf vers 35. Die volgende dag het Johannes en 2 van sy disippels weer daar gestaan. Ons lees van Johannes die Doper. Toe Jesus verbyloop, het hy stip na Jesus gekyk en gesê, kyk, die Lam van God. Die 2 disippels het hom dit hoor sê. En hulle het Jesus gevolg. Toe Jesus omdraai en hulle hom sien volg, vra hulle, wat wil julle hê? Hulle het hom geantwoord, Rabbi, wat as dit vertaal word beteken meester, waar bly u? Hy sê toe vir hulle, kom kyk. Hulle het toe gegaan en gesien waar hy tuis gaan. En hulle het die dag by hom gebly. Dit was omstreeks die 10de uur. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die 2 wat gehoor het wat Johannes sê en Jesus gevolg het. Hy het sy broer Simon eerste teëgekom en vir hom gesê, ons het die Messias gevind. Dit is as dit vertaal word, Christus. Hy het hom na Jesus geneem. Jesus het stip na hom gekyk en gesê, jy is Simon, die seun van Johannes. Jy sal Sefas genoem word, wat vertaal word, Petrus. Dan Johannes 6, ek lees vanaf vers 5. Toe Jesus opkyk en sien dat daar 'n groot skare na hom op pad is, sê hy vir Filippus, waar sal ons brood te koop kry om hierdie mense te laat eet? Hy het dit egter net gesê om hom te toets. Self het hy immers reeds geweet wat hy wou doen. Filippus het hom geantwoord, 200 denarië se brood is nie genoeg om vir elkeen 'n stukkie te laat kry. En dan vanaf vers 8. Een van sy disippels, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê vir hom, hier is 'n seun wat 5 garsbrode en 2 visse het. Maar wat is dit vir so baie mense? Jesus het gesê, laat die mense sit. Daar was baie gras op die plek. Toe die mans gaan sit, hulle was ongeveer 5000 in getal. Toe het Jesus die brode geneem en nadat hy die seëngewet uitgespreek het, het hy dit laat uitdeel aan die wat daar gesit het. En ook van die visse laat uitdeel, soveel as hulle wou hê. En toe almal versadig was, sê hy vir sy disippels, maak die brokstukke bymekaar wat oorgebly het, sodat niks vermors word nie. Hulle het dit toe bymekaar gemaak en 12 mandjies vol gemaak met die brokstukke wat van die 5 garsbrode oorgebly het, nadat hulle dit klaar geëet het. Tot sover. 2 verse vanoggend, ons fokusverse, Johannes 1, vers 41, en dan 3 verse, en dan Johannes 6, vers 8 en vers 9. Hy het sy broer Simon eerste teëgekom en vir hom gesê, ons het die Messias gevind. Johannes 6, vers 8 en 9. Een van sy disippels, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê vir hom, hier is 'n seun wat 5 garsbrode en 2 visse het. Maar wat is dit vir so baie mense? Geliefdes, nou al ons gaste, ons is besig met 'n reeks preke wat handel oor die disippels van die Here Jesus Christus. Hierdie 12 mense, 12 mans, jong mense wat die Here Jesus geroep het om hom te wees. Almal was nie noodwendig jonk nie, ek kan dit nie sê nie. Maar dit is hoe ons onsself voorstel 'n disipel moet lyk. Hierdie mense wat die Here Jesus geroep het om by hom te wees en om te leer met die oog op die uitdra van die evangelie, want dit was waaroor die disippels geroep is. Om geleer te word met die oog op die uitdra
van die evangelie. Vandag is dit Andreas se beurt. Al die lyste wat ons het oor die disippels wat die Here Jesus genoem het, was hy die 4de in die ry gewees, die 4de op die lys. En ons het al vir mekaar gesê dat die Here Jesus baie besondere mense geroep het om disippels te wees, maar hy het ook gesê dat hy ook gewone mense geroep het. En Andreas was een van hierdie gewone mense. Andreas was nie die uitskieter nie. Andreas was een van daai waar ons selfs buite Bybelse bronne baie min van lees. As daar gepraat word of gelees word of geskryf word oor die disippels se geskiedenis, het ons nie baie van hierdie man nie. Ons weet dat hy Petrus se broer was, want dit is hoe hy elke keer aan ons voorgestel word, die broer van Petrus. Want Petrus was een van hierdie uitskieter disippels wat baie werk gedoen het en mooi gepreek het en mense bereik het. Andreas was sy broer. Maar ons weet ook dat Andreas 'n visserman was. Dit staan so duidelik. Hy en sy broer was vissermanne. En dan lees ons iets besonders. Weet jy, in die Bybel lees ons van baie broers. Kain en Abel. Nie altyd so goed gegaan tussen hulle nie. Jakob en Esau. Josef en sy broers. Dan sien ons 2 disippels, Jakobus en Johannes, wat ook op 'n stadium gestry het. Wie gaan eendag aan die regterhand van Jesus sit? Maar ons lees nooit dat daar enige spanning was tussen Petrus en Andreas. Dit is tog iets besonders wat 'n mens dalk op kan let. Ek sê weer, ons lees bitter min van Andreas en bitter baie van sy broer Petrus. 12 keer, net 12 keer word Andreas se naam in die Nuwe Testament genoem. En meeste van die tyd is dit maar net waar sy naam genoem word in die lys van disippels. En ons lees net 4 keer waar hierdie man aktief besig was om iets te doen. Net 4 keer. Die feit dat ons so min van hom lees beteken allermins, en dit het ons al gesien in die afgelope paar weke, dat hy nie, allermins dat hy onbelangrik was. Inteendeel, niemand in die Here se koninkryk is onbelangrik nie. Wat sien ons as ons van Andreas lees? Daar waar Andreas besig is om te werk. Elke keer wat ons van hom lees, is hy besig om iemand na die Here Jesus toe te bring. Al 4 kere. Uit die gedeelte wat ons saam gelees het, uit 1 Johannes leer ons wat Andreas gemotiveer het. Ons leer waar Andreas as ware begin het as 'n disipel van die Here Jesus Christus. Hierdie gewone mens, hierdie stil man. Wat beteken sy naam? Sy naam is afgelei van die naam Adam. Wat beteken man? Of dan meer spesifiek met die verbuiging Andreas, wat beteken iemand wat kragtig is, 'n man wat kragtig is. En die name in die Bybelse tyd, soos baie van ons inheemse name vandag, het betekenis gehad. Ons kan aflei dat Andreas nie 'n swakkeling was nie. Andreas was 'n man. Andreas was 'n sterk man, maar Andreas was 'n stil mens. Ons hoor nie, en ons lees nie dat hy baie praat nie.
Ons het gelees dat Andreas 'n disipel van Johannes die Doper was. Hy het geleer onder Johannes die Doper. Hy het geleer wat daar gesê is oor die profesie dat die Messias sou kom. Hy het gaan lees hoe Johannes die Doper die profete aanhaal en sê maak die plek gelyk want die koning kom. Vir hom was die koms van die Messias so belangrik dat hy agter die eerste profeet in 400 jaar, na 400 jaar se stilte aangeloop het en by hom geleer het. Die gedeelte voor dit wat ons gelees het, lees ons dat Johannes die Doper eintlik 'n baie besondere mens was. En hy het baie besondere dinge gedoen. Hy was 'n Nasarener. Hy was afgesonder vir die Here. Hy het 'n besonderse kleed gedra van kameelhaar. Hy het baie snaakse dinge geëet. En dan die belangrikste van alles, baie mense het hom gevolg. Baie mense het na sy lering geluister. Baie mense het vir hom gevra, "Is jy die Messias?" En dan het hy gesê, "Nee, ek nie. Maar die een wat na my kom." En Andreas het hierdie boodskap ook gehoor, want Andreas was 'n disipel van Johannes die Doper. Dan op 'n dag staan Johannes die Doper en terwyl hy preek, dan sien hy die Messias verbystap en hy sê, "Maar kyk, dit wat ons gelees het, kyk." Ons het gelees hy het stip na Jesus gekyk. Kyk, die lam van God. Dan wanneer hy dit sê, lees ons, gaan 2 van sy disippels onmiddellik van hom af weg. Johannes die Doper se disippels. Waarheen gaan hulle? Hulle volg onmiddellik vir Jesus. Dit was Andreas. Sy het gelees in vers 46. Ander een het ons verlede week vir mekaar gesê, staan nie sekerheid oor nie, maar baie van die eksegete en die teoloë meen dit kon Filippus gewees het. Maar ons is seker dat een van hulle Andreas was. Hulle volg hom en Jesus sien dat hulle agter hom aanloop. En Jesus vra vir hulle, "Wat wil julle hê?" Ons moet onthou dat die Here Jesus hier nog nie begin het met sy openbare werk nie. Wat wil julle hê? Nog geen disippels geroep nie. Waarskynlik so alleen gestaan. En hulle sê, Rabbi, ons leermeester. Waar bly u? Veel van ons het dit al verbygelees, oorgelees. Waar slaap u? Waar bly u? Dan nooi die Here Jesus hulle na die plek waar hy bly, na sy huis. Hulle het so sê hier in Susan skryf, gaan deur my preke, Sondagoggend, en dan kry ek dit in rooi. En hier in rooi staan, hy het nie huis nie. Want dit is wat ons geleer het. En dit is wat ons vir mekaar sê, hy het nie huis nie, maar op daardie stadium was hy nog nie besig met sy openbare prediking en werk nie. En hy het 'n plek gehad waar hy gebly het en hy het hulle saamgenooi en hy sê vir hulle, "Kom kyk waar ek bly." Hoeveel van ons het dit al raak gelees? Kom kyk waar ek bly. Weet jy, daai selfde uitnodiging kom elke keer wanneer ons na die woord luister, na jou en my, toe kom kyk waar ek bly. Kom kyk waar ek bly, dan sal ons mekaar sê, "Wag, ons sal dit eendag graag wil sien." Daar waar hy woonplek vir ons gereed maak, wat hy gesê het, "Ek gaan na my Vader se huis toe en ek's besig om vir julle plek te berei en ek kom terug." Here, ons sal dit graag wil sien. Dalk dink ons is die kerkgebou. Geliefdes, waar woon die Here Jesus? Immanuel.
in jou hart. Die Here bring jou en my vandag tot in ons eie hart. Dis waar hy bly. En dan vra hy vir ons die vraag, maar is ek die een wat in jou hart bly? Want dis my woonplek onder julle deur die Gees wat ek agtergelaat het. Is ek in jou hart, vra die Here. Terug by Andreas, die Here nooi vir Andreas en die ander disipel na sy huis. En is dit nie besonder dat hy sê, kom kyk nie. Kom kyk. Kom kyk waar jy welkom is. En dan lees ons die res van daardie dag, spandeer hulle tyd saam met Jesus. Daar staan, dit was omtrent die 10de uur, volgens die tyd wat hulle gebruik het, so dit was omtrent 4 uur in die middag gewees. Die res van die middag het hulle tyd spandeer. Net hulle hom leer ken. Ek dink hulle deel waarskynlik oor baie diep gelowige dinge gesels. Hulle het gesien wie hy is en toe Andreas daar wegstap, was hy oortuig dat dit die Messias was. Dan nou het hy vir homself nie. Families het saam gebly, naby mekaar gebly, by mekaar gebly. Dan begin Andreas by sy eie huis, by die een wat oorkant hom aan die tafel sit. Kom ons gebruik daai beeld. Hy gaan aansit vir 'n ete, begin hy by die een wat oorkant hom aan die tafel sit, want dit is waar die evangelie se verkondiging begin. Daardie een wat in jou huis is. Die een in jou gesin, die een in jou familie, die een wat die Here in jou binnekring op jou pad bring. Die een wat oorkant jou aan die tafel sit, jou kinders, jou ma, jou pa, jou ouma, jou oupa, jou kleinkinders. Dit is waar jy en ek moet begin deur te sê, ek het die Here gesien. Dit is waar, broeder en suster, evangelisasie begin, in jou huis. Hy het met Petrus begin. Ek sê weer, Andreas het 4 keer mense na die Here Jesus toegebring. Die eerste een was, dink ek, die heel belangrikste. En dit was nie Simon Petrus nie. Sien dan Celia sê Simon Petrus. Dit was nie Simon Petrus nie. Hy het die Here gesien. Hy het geluister wat die Here vir hom gesê het. Hy het deur hom te volg homself by die Here uitgebring. En hy was gehoorsaam onder leiding van die Heilige Gees. En die oomblik toe hy by die Here uit, het hy ander na die Here toegebring. Jy al by die Here uitgekom. Dis 'n vraag wat ons vir onsself moet vra elke dag, van oomblik van elke dag, van elke week, van elke maand, elke jaar. Het ek al by die Here uitgekom? Het jy al werklik besef dat jy 24 uur van die dag werklik saam met hom deurbring? Het jy al werklik besluit dat jy hom werklik wil volg met alles wat in jou is? Want dit is wat Andreas gedoen het. Die tweede een wat hy roep is Simon Petrus, sy broer. Iemand wat vir hom geen bedreiging is nie. Hulle het elke dag saam op 'n vissersboot gesit. Hulle het geweet hoe om saam te werk.
Hy het gedink, maar ek het die Here so lief en ek dink dat Petrus ook belangrik sal wees in sy koninkryk. En Petrus het die karakter gehad dat Andreas dalk kon dink in die koninkryk van hierdie Messias. Onthou, vir hulle was die Messias nog iemand wat hulle van die Romeine sou verlos. Petrus se karakter sal ons daar kan gebruik. Andreas begin by homself en dan gaan hy in sy huis. Weet julle wie is die volgende een wat hy na die Here toe bring? Ons het dit gelees in Matteus hoofstuk 6. Hy bring 'n seentjie. Hy bring 'n kind na die Here Jesus toe. Ons het gelees, toe die mans gaan sit, hulle was ongeveer 5000 in getal. 5000 mans. Hoe weet ons daar was vrouens en kinders? Andreas het dit gesien, hy het een van hulle gaan haal. Ons het gelees dat van al die disippels een disipel kind raak gesien het. Kan jy jou voorstel, as ons gaan kyk na maar wat gesê word, ons daar 5000 mans, ons gestaan tussen 10 en 15000 mense. 5000 mans plus vrouens plus kinders wat Jesus volg. En van die 12 wat gestuur is om te gaan kyk, is daar kos? Is daar iemand wat kos het? Kom Andreas terug en hy het 'n seentjie gesien. En hy bring hom na die Here toe. 5 broode en 2 visse en hy sê eintlik vir die Here, Here, dit kan nie gebeur nie. Wat toe? Maar hy laat toe dat Jesus dit laat gebeur wat moet gebeur. 'n Seentjie word na die Here toe gebring. Bring mense na die Here toe. Selfs as hy self nie weet wat moontlik is. Want hy het dit hier gesê. Wanneer ons weer vir Andreas sien. Nee, kom ek sê dit eers. So bring jy en ek ook dikwels dinge na die Here toe. Wat ons nie weet. Hoe die Here, selfs die Here dit kan laat werk. En dan kom die Here telkens en hy kom sê vir jou en my, ek sal jou brood wees. Ek sal vir jou voorsien. Ek sal wees wat jy nodig het. Ek sal jou elke dag van jou lewe met my woord voed. Weet jy, ons het die woord van die Here elke dag in ons hand. Gaan soek ons die antwoorde in die woord. As ons vra hy. Want hy gee dit. Wanneer ons weer vir Andreas sien, geliefdes, bring hy Griekse mense na die Here toe. In die tyd het die Here Jesus opgetree in die midde van die Jode. Ons het dit vir mekaar verlede week gesê, ons stil gestaan het by Filippus. Hier in die middel van Israel, hier in die midde van die verbondsvolk. En dan kom 'n Sirofenisiese vrou en sy vra vir ons, Here, gee ons net 'n krummeltjie. Gee ons net 'n krummeltjie dat ek daarvan kan leef. Dan hoor die Grieke van hierdie man wat oral optree, en hierdie man wat wonders verrig, en hierdie man wat harte aanraak, en hierdie man wat mense gesond maak. En die mense hoor al hoe meer van hom, en al hoe meer van hom, daar waar hy in die omgewing optree. Onthou, ons begin net onder die Jode, ons begin net onder die verbondsvolk. En dan hoor die Griekse mense van hom. Die Jode het nie met hulle gemeng nie. Filippus, die logiese ou, van wie ons verlede week gehoor het. Hy kom eers te nader.
Want Filippus was Grieks en Hebreëus magtig. Hulle sê vir Filippus, vertel ons van hom. Filippus sê vir hulle niks. Hulle sê vir Andreas, vertel hom van ons, maar Andreas sê ook niks. Maar wat doen Andreas? Andreas vat hulle na die Here Jesus Christus toe. Broer en suster, jy en ek kan nie vir iemand geloof gee nie. Hoe graag ons ook al wil vir ons kinders geloof gee, en vir ons kleinkinders geloof gee. En vir ons man of ons vrou of ons broer of ons suster wil geloof gee. Ons kan nie vir mense geloof gee nie. Dis net die Gees van God wat geloof in iemand se hart kan werk. En dan Andreas besef dit. Ek kan maar een ding doen. Ek kan maar een ding doen. Ek kan maar net mense na die Here Jesus toe vat. My broer, my seentjie, vreemdelinge, Griekse mense. Ek kan hulle maar net na Jesus toe vat en hy sal weet. En hy sal sorg. Want Andreas se lewe getuig daarvan. Die Here Jesus verander vir Petrus. Dat die trotse Petrus, die oorafkapper Petrus, dat hy op die punt kom waar hy bitterlik huil en sê, Here, U weet hoe lief ek U het. Hy verander 'n pakkie padkos wat 'n seentjie gedra het. Hierdie dag te kom. Dalk hierdie skare net gesien loop het en agter hulle aangeloop het, want wat gaan hier aan? Dink jy was veel te doen in daardie tyd. En hy voed meer as 10,000 mense en daar bly 12 maandjies oor. Hy vat Griekse mense. En hulle loof die Here. En hulle dien die Here. Wat 'n getuienis. Andreas weet self nie wat om met hierdie mense te doen nie, want hy is 'n gewone mens. Soos jy en ek, maar hy's 'n gewone mens wat weet, Jesus sal weet wat om te doen. Ek wil amper sê, Andreas is amper iets van 'n onsigbare dienskneg. Hy het 'n hart vir die Here gehad. En hy het geweet wie die Here was. Geliefdes, ek dink die Here moet baie lief wees vir gewone mense. Want hy het baie van die gewone mense gemaak. Dis baie. Net gewoon. Daar is natuurlik 'n Petrus en 'n Johannes en 'n Paulus. Ek sê weer, mense wat Bybelboeke geskryf het, belangrike mense wat duisende mense na hom toe lei. Mense wat kan preek, mense wat kan uitlei. Maar die Here het ons gewone mense lief. Dan kan jy en ek so maklik die vraag vra, maar Here, hoe kan ons mense na U toe bring? En ek dink as ek vandag die vraag vra, wie het al daai vraag gevra en wie het gewonder, gaan baie van ons hande opsteek. Hoe kan ek mense na U toe bring? Hoe kan ons geliefdes nader trek na U toe? Hoe kan ons elke dag ons kinders lei na U toe, Here? Weet jy, die oomblik toe Andreas vir die Here Jesus Christus erken vir wie hy is, het hy hom gevolg. Andreas het die Here Jesus herken en hy het hom erken. Dit is belangrik. Jy en ek, broeder en suster, kan nie ons kinders leer van die Here as ons hom nie ken
Erken en herken. Ons kan nie ons kinders na die Here toe bring, ons kan nie ons geliefdes na die Here toe bring as ons sê ja, dit is die Here Jesus. Ons herken hom. Maar ons erken hom nie as ons verlosser ook nie. Maar as ons hom ken en ons herken hom, dan kan ons enige iemand na die Here toe vat. Selfs ons kinders wat al groot is, selfs ons kinders wat uit die huis uit is. Selfs ons kinders wat al kinders het. Vir ons kleinkinders. Hier sit vandag baie oupas en oumas. Sien dit duidelik. Hoe vat jy julle kleinkinders na die Here toe? Deur die Here te erken en te herken, soos wat Andreas dit gedoen het. En dan deur te bid, Here, hier is my kinders, hier is my kleinkinders. Dan het Andreas nog 'n ding gedoen. Hy het tyd gemaak vir die Here. Hy het sy vissersboot gelos. Ons lees later dat hy en Petrus die oomblik toe hulle daardie wonderbaarlike vangs gehad het, hulle arme pa net so gelos het met die boot. En agter Jesus aangegaan het. Hy het hom gevolg. Dit is as jy iemand na die Here toe wil lei, help dit nie net jy erken en herken hom nie, jy moet ook tyd maak om saam met die Here te spandeer. Dit is so belangrik. Hy het die hele dag by hom gebly en hy het hom gevolg. Nou geliefdes, moet jy besluit. Die Here het my nie op hierdie aarde gesit net vir myself nie, maar sodat ek ander aan hom kan voorstel. Dit is jou en my doel op hierdie aarde. Maar sodat ek ander aan hom kan voorstel. Hoeveel tyd het jy vir die Here? 24 uur per dag het hy tyd vir jou en my. Het die navorsing wat gedoen is onder mense wat kerklos geword het. Het getoon dat 86% van die mense gesê het, ek sal kerk toe gaan as iemand in die kerk my nooi. Ek sien mense vir ons. 80% van die 86% het gesê, ek sal kerk toe gaan as iemand wat ek ken my nooi. Ek wil nie hê iemand moet saam met my gaan. Baie van die mense wat nie meer kerk toe gaan nie, is te skaam om terug te gaan. Wil nie alleen by 'n deur instap nie. Broer en suster, is die Here Jesus Christus so belangrik vir jou? Dien jy die Here Jesus Christus so dat jy die mense wat hy op jou pad bring, na hom toe wil bring? Gaan jy soos Andreas by hom bly? Of is 1 uur op 'n Sondag vir jou genoeg? Ouers, bring julle kinders by die Here uit. Werklik by die Here uit, nie kakesasie op 'n Sondag. En 'n tafelgebed nou en dan wanneer ons aan 'n tafel sit en eet. Wat het gebeur met Andreas? Die een wat mense na die Here toe gebring het. Geliefdes, die een wat Grieke na die Here toe gebring het, is in Griekeland doodgemaak. Einde van sy lewe. Hy is in Patras gekruisig op 'n kruis in die vorm van 'n X. En terwyl hy aan daardie kruis gehang het, het hy verkondig en het hy verkondig en het hy verkondig. En hoekom is hy gekruisig? Omdat die vrou van een van die Romeinse owerhede
of owerstes tot bekering gekom het. En onder sy prediking is hy doodgemaak. Hy het nooit opgehou nie. Wat sy impak het dit op die wêreld gehad? 300 jaar later is sy oorskot na Konstantinopel toe gevat, na die keiser Konstantyn toe, daar waar Istanbul vandag is. En voordat hy daar begrawe is, het 'n monnik 'n deel van sy oorsprong gesteel en dit na Skotland toe gevat. En Andreas het die beskermheer van Skotland geword. 'n Bietjie interessante geskiedenis. Maar so 'n impak het hierdie stil disipel wat mense na die Here Jesus toegebring het op die wêreld gehad. Die gewone man wat net een doel op aarde gehad het, en dit was om mense na die Here toe te bring. Ek wil afsluit. Here Jesus se laaste opdrag ken jy en ek maar al te goed. Gaan. Maak disippels van al die nasies deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en die Heilige Gees en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dit het Andreas vandag eendag gedoen. Dit is waarom Andreas 'n besondere disipel was. Die Here gebruik gewone mense om gewone mense na hom toe te bring. Is jy? Is ek gewoon genoeg vir die Here? Want jy is waardevol genoeg vir hom om jou te stuur. Amen. Kom ons dank. Onse Vader wat in die hemel is. Here, vanoggend is ons gewone mense wat buig voor U. Gewone mense, Here, as ons U genade sien. As ons besef, Here, U roep Andreas. As ons teruggaan, U roep 'n Filippus. Selfs Judas Iskariot. Roep 'n Matteus, gewone mense. Om vir U koninkryk te werk. Elkeen met 'n doel. Elkeen met sy eie karakter, elkeen met sy eie menswees en daarom weet ons, Here, U gebruik gewone mense soos ons in U koninkryk. Dankie vir daardie genade. Dankie, Here, dat ons nie uitskieter hoef te wees nie. Maar dat ons vandag met 'n glimlag vir mekaar kan sê, U moet gewone mense baie lief hê, want U het so baie van hulle gemaak. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir die eenvoud van U evangelie, U blye boodskap. Here, dat Here Jesus U verlos het en ons net mense kan bring en U Gees en U doen die werk. Here, ons om te getuig van U. Dankie, Here, dat ons dit in ons gemeente ook kan sien, dat ons minder bang is om te nooi en saam te bring. Here, gee dat ons sal besef, daar is so baie wat net gevra wil word, wat net nie alleen wil kom nie, wat te skaam of te bang is om weer hulle voete by 'n deur alleen in te sit van 'n kerk. Gee dat ons self nie te belangrik ag om hulle te nooi nie.
of hulle te onbelangrik ag om hulle te nooi nie. Here, ons is net gewone mense. Lei ons, leer ons, gebruik ons in U koninkryk. Dankie Here vir U seëninge elke dag. Here, ons het baie keer 'n lang lys wat ons wil bid, maar Here Jesus, U het ons kom leer, dat ons net stil word en dat ons net kan sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. U ken ons behoefte, U ken ons nood, U ken ons seer, U ken ons pyn, U ken ons siekte, maar U ken ook ons vreugde. Dit wat ons opgewonde maak, dit wat ons bly maak. En ons bid, Here, gee ons wat ons nodig het, elkeen van ons. Dit is ook, gee ons 'n dankbare hart vir alles wat U doen. Ons wil bid vir ons gemeente, ons wil bid vir alles wat ons hier reël, alles wat ons hier doen. Gee Here dat ons in die gemeenskap ook 'n verskil sal maak. Die gemeenskap het U nodig. U liefde en U trou. Ons kom en ons bely ons sonde voor U. Here, dit wat ons elke dag dink en doen en sê. Dit wat ons elke dag nalat om te doen en sê. Die ons kom vergewe. Dankie Here ook dan vir die wete dat die bloed van Christus is rein gewas. As ons sê, ons bid dit in die naam van Jesus, dat dit juis is waaroor dit gaan. Ons kan tot U nader, Hemelvader, van die prys is betaal. Daarom wil ons U loof. Daarom wil ons U prys in Jesus se naam. Amen.